Goeiemôre almal. Ek sit nou hier by 'n kar wat ek het so 3 maande terug het 'n probleem gehad met 'n die sidesaw wat uitgeglip het in die binnekant. Het ek nou gekyk, toe sien ek maar hulle het 'n halwe verkeerde sirkelop gehad op die binnekop van die sidesaw. En toe het ek vir hom nou 'n regte sirkelop opgesit, die regte size ene. En toe kyk ek nou wat was die oorsaak dat die ding nou uitgeglip het. In die eerste plek was dit nou die sirkelopie wat nou nie 100% die regte dikte gewys het nie. En dan net 'n loue kontrolarm ingehad wat die balljoint sommer aan vasgeweld gewys het en die balljoint was ook nie die regte balljoint nie. Dit ek nou vir hom sidesaw reggemaak en gesê hy moet 'n nuwe loue kontrolarm koop. En toe hy nou dat gedoen, hier is die loue kontrolarm. Hy is nou nog in die kar. Ek gaan hom nou nog uitdeel. Sit die balljoint, alles is reg, alles lyk reg. Die loue kontrolarm pas op die kar, die balljoint lyk reg. Maar toe het die ou nou gereis oor 2 maande omtrent, ja. Toe het hy nou terug kom na my toe en gesê so snaakse geluid op die kar en die mense sê vir hom is die bearing aan nie en sê dit. Toe het ek nou self gekyk en ek weet nie hoe het moontlik is, toe het ek nou gesien maar die balljoint wat nou hier op die loue kontrolarm is. Hy kom uit die fabriek en hy is van sy ma af. Maar die balljoint pas nie 100% op die karry. Maar die kontrolarm pas agter op die suspensie, maar voor by die balljoint werk hy nie. Nou hier het ek nou al reeds 'n ander balljoint. So ek gaan nou die balljoint nou afhaal en dan gaan ek nou die twee vergelyk om te kyk waar die verskil is. En die ou wil nou by my weet hoekom dit so is. Ek kan nou nie dit vir hom sê nie. Maar die manne wat by die spare shops werk, as julle nou die video kyk en nou hoor nou die vraagie wat ek vra, ons wil graag almal weet hoe gebeur dit dat die loue kontrolarm pas op die suspensie, maar voor by die balljoint werk hy nie op die voertuigie. Dit is 'n Opel. Ek is nou nie seker wat 'n Opel dit is nie, maar is 'n Opel. Ja, daar gaan net kyk hier agter wat die tipe Opel dit is. Opel Astra 1.6. 1.6, ja, Opel Astra 1.6. Die loue kontrolarm pas op die suspensie, maar die balljoint pas hier voor by die nakkel. So ek gaan nou die balljoint afhaal, kyk ons wat is die verskil tussen die twee balljoints. Mense wat wil weet wat die verskil tussen die twee balljoints is, volg maar my blad om updated te bly. Dankie.